it was a gun. I'm not voting. If we want to build our nation. The problem with the Somalians. Just want to experience something else than a black man. Move on, move Can't be like a horse with blinkers on. Honestly say, I was about to have sex and then I pulled crap, but it's nice. Violence against women is still the most widespread fundamental human rights violation. Every 17 seconds in the country, a woman is raped. My name is Wendy Pakeer. I'm doing community work in Klapmuts. My naam is Essie, ek bly in Klapmuts. Ek het gewerk, maar ek werk nie nou meer nie. Ek is Teresa van Skalkwyk, ek is 41 jaar oud. Ek werk op die oomblikkie. Ek is Lia Dramat en ek bly in Klapmuts. Ek is 64 jaar oud. My name is Griselda. I'm also living in Klapmuts. I'm 35 years old and I am a housewife. Toe my man die dag oorlede is, was dit vir my baie hartseer want dit was 'n moord. Hy was vermoor in Klapmuts en toe moes ek nou die polisie laat weet en ek moes my man daar los waar hy gelê het. En ek moes self hardloop tot by die polisiekantoor om dit te gaan aanmeld want ons het laat weet maar dat hulle uitgekom het. En ek dink as hulle miskien 'n bietjie vinniger op hulle pos was en hulle werk uit daar gedoen het, sou hy dit nog geoorleef het. En toe hulle by hom kom, toe sit net dat hy sy laaste asem uitblaas. En dit is was vir my baie tragies. Ek moet elke dag aan my saamlewe en selfs toe die moordenaars, daar was 'n polisieman wat sy regtig uitgegaan het om vir hulle te gaan arresteer, maar hy was die enigste een wat sy werk reg gedoen het. Ek sou nie skroom om vir hom elke dag dankie te sê as ek kan nie. Maar vandag loop die moordenaars elke dag nog rond. Ek sien elke dag vir hulle. Ek moet my kinders nou probeer leer, moenie vir hulle haat nie. Vergewe hulle. Hoe kry ek as ma dit reg? Want dis amper hulle is trots wat hulle gedoen het. As hulle by my kinders kom, is hulle trots amper. Ek het soos die een ouetjie gesê in een van die smokkelhuise toe my meisiekind inkom om haar boyfriend daar te gaan haal te sê, maar ek het haar pa vermoor. Ek weet die dogter het 'n paar jaar gelede aan die dood afgestaan, ook deur 'n geweldkwessie. As jy miskien net vir ons meer daarvan kan vertel. Sy was die Vrydag by die huis en die Saterdag aand het sy haar vriend geswap, het was 'n groot vrou. En die Saterdagmiddag het sy haar kompas aantrek. Toe sy aan weg en ek het haar nie meer gesien nie. Die maandagoggend ek hoor my kind is dood. Die polisie het nog gestryd dat as sy nie maar dit was sy. Toe het my vader se klere het aangegaan toe ek hulle gesê. Hulle sê dat as sy nie toe sê ek het is sy. Ek kan dit ook nog die maandag verjaar. Maar toe sy nie meer daar nie. Ek kan nie s'nags slaap nie. En ek eet baie min. Die polisie sê vir my, hulle kan nie die mense opsluit en weer laat loop nie. Ek krijg nog nachtmerries. En ik kan ze maar vragen mekaar van my, mama, wanneer komt sy huis toe my mama? Toe sê ek, kom ek weer terug. My skoonsister was geryp in haar huis en hulle het die polisie bel van haar buurvrou, maar die polisie het eintlik lank gevat om uit te kom. Toe hulle na die neksvrou toe gegaan, help opsoek en sy het ook gebel vir die polisie en hulle het nie uitgekom nie en toe die dogter se oudjie geloop tot by die polisiestasie en toe die saak op aankla by hulle weer. Maar hulle het ook lank gevat om te kom en hulle sê hulle het eintlik 5 uur aangekom. Toe hulle die ambulans gebel, sy is hospitaal toe, maar die hospitaal het eintlik niks so doen, dat daar weer teruggebring. En toe die speeder van Stellenbosch blijkbaar van gekom haal en van na dogter terugvat in Stellenbosch. En toe het sy die sondagoggend huis toe gekom. En toen met sy weer die maandag in Stellenbosch weer by die dogter is wat sy die Saterdag aangewees het. Maar eintlik is sy nie so gesond nie, dat het eintlik, ek dink dit was 'n baie groot slag op haar. En sy is baie agteruit sommer geraak van dit. En ek dink die skok was haar groot. En selfs die skok is groot vir ons familie.
My niggie was verlede jaar vermoor. Sy en haar kerel het gestreel en beklei. En sy het gegaan vir hulp. Sy het iemand gevra om die polisie te bel. En hulle het die polisie gebel. Maar die polisie het nie opgedaag en sy het besluit sy gaan maar polisiestasie toe loop en onderwyl sy geloop het polisiestasie toe. En toe het hulle vir haar vermoor. En die Saterdagoggend toe kry ons die tyding sy lê hier onder 'n treinbrug. Sy daar gelê vermoor. Sy was haar onderklere al se daar een kan gelê en sy het in die slootwater gelê wreed vermoor en sy was maar sy was 37 jaar oud en sy 'n klein kind nog op skool en sy was baie wreed vermoor. Ek voel die polisie het hulle werk reg gedoen nie. As hulle miskien die eerste keer gekom het toe die mense vir haar gebel het, sou dit nie gebeur het nie. Maar hulle het glad nie opgedaag nie. So ek voel hulle het hulle werk reg gedoen nie. Hulle kon beter gedoen het. Die polisie kom sê my niks. Ek moet my maar so gestaan hou. Hulle is 'n bietjie swak in hulle diens, man, as iets so gebeur, dan voel ek die polisie om maar dadelik uitkom. Nie so baie gebeurtenis, as jy altyd bel, daar's nooit 'n wen beskikbaar en hulle vat hulle eie tyd wanneer hulle kom. As hulle net daar begin om regtig hulle werk te doen in Klapmuts. En nie wag en sê ja, elke keer is daar verskoning. Daar's nie 'n wen nie, daar's nie dit nie, daar's nie dat, daar's nie bystand nie. Die plek raak groter, maar die polisie raak al swakker in hulle werk wat hulle doen. Ons buurmense, daai man was die goeieste man as hy nigter is. Maar sodra sy man gedrink is, dan slaat hy vir môreoggend. Saterdagoggend dan sit hy vir met 'n blou oog. En ek het altyd gesê, 'n man wat gedrink is, hy's lief om te baklei met sy vrou. Daar in my straat kan ek ook self sien wat ek bly. Daar wat 'n gedrinker is, daar's elke naweek is daar moeilikheid van een Saterdag aan toe ek op pad bed toe om te gaan slaap. Toe hardloop daar 'n jong dame. Toe hardloop sy my deur oop. Toe is haar kerel besig om vir te slaan van hy is dronk. En ek het die meisiekind by my in die huis gehou. En toe stuur ek my seun om haar ma te gaan roep van sy bly net in die agterkant. En die kerel wat sy het is dronk. So in selfs die dwelms ook die tik en dwelms gaan dat as jy in daai invloed is, dan is jy in staat om alles te doen. Jy ryp, jy verkrag, jy mishandel jou vrou net soos jy dit wil doen. So dit is waarlik waar 'n probleem hier in ons gemeenskap en wat dit ook is, die gemeenskap staan nie saam mekaar om dit uit te roei nie. Hulle is eintlik bang om uit te wys waar bly die drug dealers. Ek nou 'n aparte jare het manne nie som hulle vrouens geslaat nie, man, hulle was bang. Want die wet was streng. En as jy iemand geryp het daai jare, dat jy 15 jaar tronkstraf gekry. En as jy iemand doodgemaak het, dat jy hangstraf gekry. Maar alles is weg. En ek sê altyd, dat is wat daar so baie moord, ryp is, maar die mense kry nie eerlik meer straf nie. As die ou straf moet terugkom, sal dit alles verander. Die violence het ek ook maar kom leer hierbo. Ek ken nie dat my pa my ma aangerand het sommer en so nie. En hy het een keer geprobeer en ons het hom geslaan. Ons kinders het ingegryp en ons het hom tot op sy knieë, letterlik tot op sy knieë gebring. En die polisie van Klapmuts het hy daar gekom. Ons het op 'n plaas gebly en hy het gebeloof. Ons het hom 'n blou oog gegee. Ons het vir hom uitgetrek. Hy was net in sy onderbroek. Hy het op sy knieë gesê, hy moes om vergifnis vra. Toe sê hy so, "Waar kom pappa aan hierdie goed om ons ma te slaan? Nooit nie, dit gaan nie gebeur nie." En ek kon nie. Ek het nou 'n soort so hard van daai tyd opgebou. As 'n man my net na my toe kom, dan begin slaat ek sommer of ek gooi hom sommer 'n ding. Kyk, dit hang ook af van jou vriendekring ook af. As jy sien maar daai een beweeg so om in te wil pas, beweeg hulle ook maar so. Hulle wil ook nou in hy groep wees. Dit is ook hang ook af hoe waar jy beweeg.
En dat alles begin in jou woning. Alles begin in jou huis. Want as die kinders sien, die pa slaan die ma, of daar's definitief violence in jou huis, dan so raak hy kinders groot. Nou die probleem dink ek in Klapmuts is, van die kinders het hulle nie respek vir mekaar nie, want hulle sien dit gebeur in die huis. So my ma en my pa beklei elke dag, miskien of alhoewel dat naweek, as my pa dronk is, dan sê hulle ook, as my pa nigter is, dan sal hy dit doen nie, maar as hy dronk is, dan hulle speel glad pophuisie, soos ons alle jare gespeel het, dan drink hulle bier of hulle drink wyn, en daarvan af kan jy sien hoe hulle eintlik in die huis leer om buite te wees. Soos die pa en die ma miskien beklei as hulle dronk is en so. En dis wat ek dink, hulle sien die goed wat hulle sien, as wat hulle toepas buite. Ek het 'n seun, hy's 23 jaar oud. Hy's lief om die tuin te maak buite. En hy's lief om die hart skoon te maak, want dit is wat ek vir hulle geleer het. En my dogters moet help in die huis, die was goed doen en skool goed was. Nee, as ek vir my seun vra om vir miskien nou maak ek 'n grappie, hy moet miskien vir my opwas. Dan sal hy vir my sê, maar hy sê my siekindie. So, as ek vir hom iets vra om buitekant te doen, dan sal hy dit doen. Maar definitief hier in die huisie. En my meisiekind sal nou as ek buite hark of iets doen, dan sal sy nou weer vir my help hark en so aan. Maar my seun sal dit nie doen nie. Hy sê so, maar hy sê 'n meisie nie. Ek leer maar my kinders soos ek groot gemaak is. En my ma het altyd vir ons laat al kan werk, soos hy dit altyd genoem het. Daai jare moes ons gaan hou daal dit nog. Ons het douwerstowe gehad en so. Ons het alles soos 'n familie saam gedoen. As almal werk miskien in die huis, maak nie saak wie was die skottelgoed, wie vee uit die, ons doen soos 'n gesamentlike familie saam. En ek leer dit van my kinders ook. As ons almal moet hout gaan haal, as dit hout gaan haal tyd is, dan gaan ons almal, pa, ma, tot die kinders, tot die babies, almal gaan saam. Almal drag jou hout huis toe, en dit is soos ek my kinders groot maak. When a girl is raped, often people ask, why was she there? What time of the night was it? What did she wear? Why is that important? We must feel safe wherever we go. It's a free country. It's the land of our birth. Why should we feel, so scared to walk just across the road, that kind of things. South Africa is a very violent country, whether it's violence against women, whether it's xenophobia, whether it's curative rape, homophobia, whether it's gangsterism. There's just all these forms of hatred and people doing all these violent things against each other. And before you even see a person or before I call myself a feminist or whatever, I'm a human being. If people could just see the human being in another person, whether you're coming from Zimbabwe, whether you're coming from whatever country, it's a human being. My droom is, ek wil hê Klapmuts moet verander. Dat die polisie moet regtig vir ons help, die gemeenskap. Dit is wat my verlangste is. My droom is waarlik waar dat Klapmuts polisie moet ons gemeenskap help, dat ons kan saamwerk om hierdie verkrachting en probleme, mishandelinge te beveg. My droom is ek drankie, my man drankie, en ek voel dieselfde soos die ander vrouens nou gesê het, om Klapmuts reg te kry. Ek is nog maar 15 jaar en bly ek in Klapmuts, en ek het nog nooit sulke dinge gesien wat aangaan nie. My droom is om te help om vir Klapmuts 'n beter plek te maak. My dream is to see a society where everyone are equal, where people are free, where children are taken care of, and where everybody enjoy life as proud citizens of this country. Yazi, you should ever sit and talk with people, or else take a walk and create a straight talk. Talk what is nice, it will make you feel stronger. Listen what is right and say what is wrong. You should ever sit and talk with people, or else take a walk and create a straight talk. Talk what is nice, it will make you feel stronger. Listen what is right and say what is wrong.